Goed, nou doen ons 1.2, dit is die bankversoening. So die bankversoening sê hulle vir ons het die inligting van saai handelaars vir Junie 2023 en amptelik is die bankstaat wat vir die konsolidasie gebruik word maandeliks op die 25ste van na die onderneming toe ge-e-pos. So dit beteken enige transaksies in die bankstaat na die 25ste gaan nie noodwendig, gaan in ons boeke dalk wees, maar nog nie in die bankstaat nie, want die bankstaat gaan net tot op die 25ste gaan. Dis maar al wat daai beteken. Toe die inskrywings van die kontantjoernale aangeteken deur die tabel in die antwoordboek te voltooi, nou jy moet die kontantjoernale doen en jy moet die bankrekening saldo doen en jy moet die bankversoening doen. So wat ek gewoonlik doen, en dan die laaste een is net 'n teorievragie. Ek gaan hulle individueel doen, want dan kan jy lekker kyk net waarmee jy sukkel, maar wat belangrik is ek gaan deur al die transaksies en die inligting gaan, en soos ek deurgaan, gaan ek sommer merk, bankversoeningsstaat, ensovoorts, dan weet jy sommer klaar, dat dit bankversoeningsstaat is, dan hoef jy nie later weer deur al die inligting te gaan nie, nee, dis eintlik die maklikste manier. So kom ons begin by A. So eerstens moet ons nou alles kyk wat in die kontantjoernale moet wees. Nou wat kom in die kontantjoernale? Jy weet alle inligting wat in die bankstaat is, maar nog nie in die joernale aangeteken is nie. Dit moet in die joernale kom. So hierso gaan hulle sê inligting ontvang in die Junie bankstaat wat nie in die kontantjoernale verskyn nie. So gewoonlik as dit nie in die kontantjoernale verskyn nie, kan ons dit in ons joernale skryf. Ons kan. So hierdie gaan gewoonlik in my KOJ en KBJ gaan, nee, ons gaan daar kyk vir inligting. Die ander kant nou natuurlik is die bankversoeningsstaat van die vorige maand. Sien julle dit eindig 31 Mei 2023. Nou wat hier moet gebeur is, hierdie inligting was alles in my joernale reeds ingeskryf. So my deposito's was in my KOJ en my EFO's was in my KBJ geskryf. So dit moet jy weet, nee. Hierdie gunstige banksaldo volgens die bankrekening, dit is die saldo in die bankrekening op die 1ste Junie. Stem julle saam, want dit was die einde van Mei, was dit die saldo in die bankrekening. Sien julle daar staan saldo, gunstige saldo, wat beteken dis 'n debiet saldo. So daar is 'n debiet saldo, of 'n positiewe saldo in my bankrekening, in die algemene grootboek, aan die einde Mei, dit beteken daar is die begin saldo van 1ste Junie in my bankrekening. So onthou dit sommer vir jou bankrekening, nee. Gaan net so daar PR vir bankrekening. Goed, so wat jy moet kyk is, hierdie uitstaande deposito's en uitstaande EFO's moet nou in jou bankstaat verskyn. So as dit nie in jou bankstaat verskyn nie, waar gaan ek dit dan weer inskryf? Weer in my bankversoeningsstaat. So as dit nie in my, wanneer is dit klaar in my joernale? Wanneer kan ek dit weer in my joernale inskryf? As daar dalk 'n fout was met een van hulle, dan gaan ek die fout moet regstel in die joernale. So kom ons kyk wat sê hulle vir ons. Hulle sê, die uitstaande deposito's, daar het hulle net 'n fout gemaak met die datum, op 30 Mei en 9 Mei. Die een op 30 Mei verskyn wel in die bankstaat van Junie. So die een van 30 Mei verskyn op die bankstaat. So weet julle wat doen ons met hom? Absoluut niks, want dis waar hy moes wees. Hy was in ons joernale, nou sy in die bankstaat, hy kom nêrens anders nie. Maar die deposito van 9 Mei word as soveel getoon in die bankstaat. So 9 Mei, daai 22.000 wat ons in ons KOJ ingeskryf het, verskyn slegs as 12.420 in my bankstaat. So daar's 'n R10.000 wat iewers vermis geraak het, vandat dit in die KOJ 9 Mei ingeskryf is, totdat dit in die bankstaat verskyn het. So nou moet ek daai R10.000 uit my boeke uithaal, want ek het dit nie in my bank ontvang nie, stem julle saam. So ek het daai in die KOJ ingeskryf, want ek het dit ontvang, en het in my KOJ geskryf, maar slegs soveel is gebank, so daar is 'n R10.000 wat verminder moet word in my KOJ. Nou hoe gaan ek 'n KOJ bedrag verminder? Ek gaan die bedrag in die KBJ skryf, wat teenoorgestelde is. So ek gaan nou skryf in my KOJ, in my KBJ, gaan ek nou net hierso skryf R10.000. En hoe kry ek daai R10.000? Ek het gesê my 22420 wat dit was, minus die 12420 wat dit op die ouende in die bankstaat was. So dis wat op die ouend gebank is. En dit is wat in my joernaal was. So dis al klaar bietjie fishy, nee, maar kom ons los dit nou net daar. So die bedrag in my KOJ moes minder geraak word met R10.000. So nou is daai netjie ook klaar. EFO verskyn op die Junie bankstaat, die EFO 121, maar met die korrekte bedrag van 13450. So ons het gesê in ons KBJ, want EFO's kom in ons KBJ, daai was die bedrag wat ons moes betaal, maar op die ouende is net daai bedrag uit ons bankrekening uit. So daar is nou weer 'n verandering of 'n verskil. So 14350 minus 13450 gee vir jou R900. So ons het R900 te veel in ons KBJ ingeskryf, stem julle saam. So hoe gaan ons daai te veel bedrag minder maak? Ons gaan dit in ons
OJ inskryf R900. Hoe het ek dit gekry? Ek het die bedrag wat ek aanvanklik ingeskryf het, minus die bedrag wat eintlik van my rekening afgegaan het, nee. So daai twee moes nou gerekonsilieer geword het, so dis reg. Al die ander inskrywings verskyn korrek op die Junie bankstaat. So daai net op die bankstaat verskyn, hy's reg en daai is ook natuurlik reg want dit is in die bankrekening. So alles van die vorige maand se bankversoeningsstaat het ons nou geskryf in die joernale en afgemerk. So daar kom niks anders in my bankversoeningsstaat van Junie van die vorige bankversoeningsstaat nie. Goed. Nou gaan ons aan. Die voorlopige totale, hulle gee dit gewoonlik vir jou, sien hulle dit daar vir jou ingeskryf. Daarso en daarso. So ons hoef nie dit in te geskryf het nie. Dan gaan ons nou aan na C toe. Inligting wat in die Junie bankstaat verskyn, wat ontvang is van Perfect Bank, wat nie in die kontantjoernale verskyn nie. 'n Transaksiefooi, wat is dit? Dis net 'n fancy naam vir bankkoste. So waar kom bankkoste? Nou is die belangrikste net om te besef, in watter joernaal kom dit. So omdat dit 'n transaksiefooi is, gaan dit kom in die KBJ. So ons gaan nou sê in die KBJ 890, want dit maak ons bankrekening minder. Rente op kredietsaldo, nou onthou kredietsaldo in die bank is 'n positief, dis lopende rekening, nee. So dit gaan kom in die KOJ, omdat dit 'n kredietsaldo is. So ons gaan sê 108 by die KOJ. 'n debietorder is geld wat afgaan ten gunste van die stadraad se water en elektrisiteit. So dis 'n KBJ inskrywing omdat dit 'n debietorder is, 25.100. 'n deposito, so dis geld wat ons ontvang het, nê, van Groeibank ten opsigte van die vaste deposito wat verval insluitende rente. So gewoonlik sou jy die twee moes apart geskryf het as jy dit die hele volle KOJ moes gedoen het, maar in graad 12 weet hulle jy weet dit al, so jy hoef dit nie te doen nie. So omdat ons die geld ontvang het, gaan hierdie in die KOJ wees van R42.200. Ons ontvang al volle bedrag in ons bankrekening in. Okay. 'n EFO, so dis 'n betaling, so dis KBJ, nê, van soveel ten gunste van ysmotorshandelaars is korrek in die joernaal aangeteken. Okay, so hier's geen joernaal inskrywing nie. Perfect Bank het die bedrag 2 keer op die bankstaat getoon. So hier is 'n bankversoening enetjie, nê. Hulle sê dat hulle dit die volgende maand in die bankstaat sal regstel. So jy gaan hierdie moet kanselleer in my bankversoeningsstaat. Nou hoe kanselleer ek hom? Dit was 'n betaling in die bankversoeningsstaat is 'n betaling debiet. So hoe gaan ek hierdie regstel? Ek gaan dit 'n kredietinskryfing doen, maar ek gaan dit net weer verduidelik met die bankversoeningsstaat. So dis geen joernaal inskrywing nie. 'n Debiteer het soveel as 'n bewys gestuur van 'n direkte deposito in die bankrekening van soveel wat as 'n betaling op haar rekening is. Die boekhouer het dit in die KBJ aangeteken. So hierdie 7860 is 'n betaling op haar rekening, so haar rekening moes minder geraak het met daai bedrag, nê. En in watter joernaal kom debiteerde betalings? In die KOJ, nê, want dit maak my bankrekening meer en dit maak haar skuld minder. Maar nou het hulle dit as 'n betaling ingeskryf. So dit is in die KBJ ingeskryf, waar dit eintlik in die KOJ ingeskryf moes word. So hoe gaan ons hierdie kanselleer? Ek gaan eers die KBJ sinne moet kanselleer. So ek gaan hom skryf in die KOJ 2 keer. Hoekom 2 keer? Die eerste keer gaan wees om die KBJ inskrywing te kanselleer en die tweede keer gaan wees om die eintlike inskrywing van hierdie debiteer se betaling in te skryf. So ek gaan nou hierso skryf 7860 vir die wat ek gaan plus 7860. Die twee saam gee vir my 15720 en hoekom skryf ek hom 2 keer in? Hierdie een is om die KBJ minus enetjie te kanselleer en die tweede een is om die eintlike bedrag wat sy betaal het in my KBJ, ek gaan my KOJ aan te teken. So dis hoekom daar 2 inskrywings is vir daai ene. Dis 'n triekie ene vir die meeste van julle. 'n OTM-onttrekking deur die eienaar vir eie gebruik, dis basies maar net 'n bedrag wat minder word, so dis KBJ en dit gaan kom in my KBJ en dis maar net onttrekkings. Okay, so al wat nou vir jou oorbly is en onthou hierdie deel, want julle vergeet dit en julle kry punte daarvoor. Jy gaan daai totaal vat bo aan en dan al hierdie net by plus. En dan kry jy 669328 en daai totaal vat en dan net al die by plus en dan kry jy 610290. En hierdie twee bedrae gaan jy nou gebruik om in jou bankrekening die nuwe bankrekening saldo te bereken, die KOJ en die KBJ bedrag. Okay, so dis 1.2.1.